loof hom met die hart, loof hom met die klinkende symbole. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom met die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Loof hom met die hart, loof hom met die klinkende symbole. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, want die is vir ewig, die is vir altyd, en ek weet die is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot, want die is vir ewig, die is vir altyd, en ek weet die is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, 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 Jesus. Die is oneindig groot, want die is vir ewig, die is vir altyd, en ek weet die is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U.
kan alles net deur U, kan alles net deur U. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Oh, I'll worship Your holy name. Oh, I'll worship Your holy name. Dankie Hannes. Ja, goeiemôre gemeente, groet uit Bloemfontein. So is lekker om hier te wees. Dit is regtig 'n groot voorreg. Ek gaan op hierdie punt wil ek net sê dankie. Hier is so 3 mense wat ek graag wil bedank. Maar Harry en Annie, wil julle nie net opstaan nie asseblief. Dankie. Hulle het moontlik gemaak dat ons hier kan wees of daar waar julle alles gereël. As dit nie vir hulle was nie, was ons nie hier nie. Aletta, my vrou, jy kan ook maar net so 'n bietjie waai of opstaan, liefie. Daar sê so baie dankie vir julle reëlings en alles wat julle gedoen het met baie moeite. So dis vir ons 'n groot voorreg. Dankie dat julle ons genooi het. Mission.
Ek verstaan ook, ons is op voorname asseblief, ek is Hannes. So, dankie, ek is Hannes. Kom ons bid saam, voor ek begin. Vader, dankie dat ons hier kan wees. Ons weet dit is nie u huis nie, maar ons is u huis, Here. Maar dankie dat ons in hierdie gebou kan wees. Dankie dat ons hier kan saamkom op hierdie opstandingsdag. In die naam kom loof. En mag u Gees ook dit wat op u hart is vanoggend. Mag u dit ook vir ons oordra, asseblief. Ons loof u vir wie u is, vir wat u kom doen het. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net sien of my horlosie en daai een reg is. Okay. 'n Gemeente, ek sou sommer by voorbaat sê miskien net. Gaan ek dalk so 5 of 10 minute langer van julle tyd vat, maar ons gaan net kyk waar gaan die dinge heen. As ek minder praat. Ek wil vanoggend kan ek net hierdie ding so 'n bietjie opstel. Ek wil vanoggend met julle praat oor my persoonlike reis saam met die Here. Nou kan jy vra hoekom is dit nou ek nou belangrik? Dit gaan nie oor my nie. Dis net ek kom hier aan, ek ken nie een van julle nie. En ek wil so 'n bietjie op die evangelie fokus vandag en wat die Here in my lewe kom doen het. Ek dink hy het 'n klassieke werk gedoen. Miskien kan jy identifiseer daarmee. En dis wat ek wil doen. Ek wil op die basis die basics wat ons sê van die evangelie fokus. En Johannes 3 lees ons die hele verhaal van eintlik die moderator van die kerk wat in die nag by Jesus kom klop het. En hierdie ou het iets op die hart gehad, soveel so dat hy daai tyd van die nag gedring is om na Jesus toe te kom. En hy en Jesus het 'n belangrike gesprek gehad. Miskien weet julle van wie ek praat, nê. En dieselfde ding het in my lewe gebeur. Ek het vir die Here vir 3 maande gebid. Here, 'n vriend het in my lewe kom inspraak lewer en vir 3 maande vir die Here gebid, red my. Niks het gebeur en ek het al hoe dieper in 'n sonde besef ingesak en ek het besef dis die eerste werking van die Heilige Gees, soos Johannes sê, die oortuiging van sonde en ek het besef wie ek is en wie God is. En ek het gesê, Here, kom red my. Ek is net verlore. Ek was in die kerk van geboorte af. Ek was 17 jaar oud. Die Here geken, saam op die geken KJA, CSV, doen nie goed wat die Christene doen. En ek het een oggend opgestaan. Na ek al hoe dieper in hierdie sondeoortuiging bewus geword het van my verlorenheid. En ek het een oggend opgestaan. 'n Nuwe mens. Prys die Here, sy werking alleen. En ek het 'n geboorte deurgegaan. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan. In my lewe oornag spoel. Dinge het van my lewe afgeval, oombliklik. Ek roem in die Here. Ja, later jare het 17 ander goed ook nou weer bygekom. Wat nie moes nie, maar ek wil net sê ek het die Here se geboortewerking beleef en hy sê nie om dowe neute nie vir Nikodemus die volgende nie. En ek wil net sommer ietsie daaroor sing. Dankie Ethan is die man wat hier so werk en Dani ons gaan so met mekaar gesels. Stil en koud, hy stoel op die vuur met nog 'n stukkie hout. Hy's rusteloos, hier diep in sy hart. Woorde wat in sy kop vassteek, toe die man daarop die heuwel breek, sny diep deur murg. Hy's so verward. Sy hele teologie is verstaan, het hy die skrif dan so misverstaan. Nikodemus vermoed, hy is met God nie versoen, hy wou self verdien dit, net genade kon doen. Al die Joodse wette bly hy onderhou, en hy bring sy offers so getrou, hy tree in by God,
vir sy volk se belang. Hoeveel keer is hy al aangeprys en in hoë posisies aangewys? Fariseer, 'n man van faam, maar hy laat na dit wat die swaarste weeg, want sy liefde vir sy God is so leeg. Nikodemus is bang, sy rug teen die muur, is hy bestem vir die hemel of bestem vir die vuur? Hierdie man wat saam met die sondaars eet, 'n timmerman wat meer as die priesters weet, sê met nederigheid, my Vader is God. Hierdie man wat soveel opslaan maak, mense genees as hulle net aan hom raak, sê, weg met reëls, bring 'n nuwe gebod. Elke gebed op die straathoek verniet, elke gesang miskyn heilige lied. Nikodemus moet weet, as sy godsdiens geloof, sy verstand het verstaan, maar sy hart was doof. Hy klop aan die deur met 'n angstige hand, want daar binne is lewe, daar's 'n lig wat brand. Skielik staan hy daar, asof hy iemand verwag. Ja, is die vreemdeling wat hy ken, is die man met die gesag in sy stem. Voel soos heilige grond, braambos wat brand, voel hy staan voor 'n man, vanuit 'n ver land. Jesus sê, jy het gesien, jy gebore is in vlees, maar jy leef steeds in duisternis, want jy die skrif verkeerd gelees. Vir die tweede keer sal jy die lig moet sien, hierdie keer deur die vuur. Verseker jou, as jy God wil sien, moet jy net gebore word. Die Gees waai soos die wind waai wil, hy werk so onverwags en stil. Ek verseker jou, as jy God wil sien, moet jy net gebore word. Die Gees waai soos die wind waai wil, hy werk so onverwags en stil. Ek verseker jou, as jy God wil sien, moet jy net gebore word. Gees waai soos die wind waar hy wil, hy werk so onverwags en stil. Johannes 14 vers 16 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En die ding het by my tuis gekom. Nadat die Here in my hart gewerk het, my 'n nuwe hart gegee het, 'n hart van klip vervang het met 'n hart van vlees. Die Here, hy sê hy is die begin en volëinder van ons geloof en het hy die geloof in my opgewek. En ek gee hom al die eer met alles wat ek sê. En wat is geloof? Is om werklik jou vertroue in Jesus Christus te plaas, om erken vir wie hy is. En ek kon agterkom hoe die Here hierdie ding in my lewe ook bewerk. Die Here het dit bewerk. Die Here het dit bewerk. En ek het op 'n stadium gewonder,
Maar dis 'n irrelevante vraag en ek het gewonder by myself, wat sou ek gedoen het? Hoe sou ek gewees het as ek daar voor die kruis gestaan het? Aan watter kant sou ek wees? Sou ek 'n disipel wees? Sou ek iemand wees wat hom ongelowig om ook die spot dryf? Soos ek sê, dis irrelevant. Maar ek is vandag hierso en jy is vandag hierso. En ons staan ook by die kruis. En dis 'n keuse wat ons maak. Die Here bewerk hierdie geloof. Dis 'n keuse wat ons ook maak. Dis 'n verantwoordelikheid by ons ook. Maar ek het net gewonder, hoe sou dit gewees het om hier voor die kruis te staan? En wat sou ek raak gesien het? Wat sou ek waargeneem het? En ek het baie daaroor gedink. Sou die Here, hoe sou dit wees om in sy oë te kyk in die hange? Ek wil sommer vir ons iets deel daaroor. Sommer net daai belewenis. Dankie. Daar's iets anders aan die man waar hang aan die middelste kruis. Vasgespijker met die doring, word sy liggaam vergruis. Hy is bespot en besteel en moet drink aan 'n sein aan 'n rietse punt. Man waar haar lê, moet hy wees. Dit is God se kind. Met onhoorbaar stem fluister hy, gaan verhuis. Maar jy in my regtersy, kom saam na die paradys. Diep in my hart, skreeu my gees, ek weet dit is waar. Man waar haar lê, dit moet hy wees. Ja, dis die middelaar. Blik in sy oë sê, jy is verlore, jy is 'n sondaar mens. Maar ek is die weg, die waarheid, lewe, ek is jou diepste wens. Was God se seën. Ek in sy oë sê, jy is verlore, jy is 'n sondaar mens. Maar ek is die weg, waarheid, lewe, jou diepste wens. En ek weet daar's 'n wonderlike plan, want die sterf vir ons skuldige man. Asof hy iets vir my wil sê, aan het vlak in sy oë sien lê. Blik in sy oë sê, jy is verlore, jy is 'n sondaar mens. Ek is die weg, die waarheid, lewe, is jou diepste wens. In sy oë gryp na my, soos 'n redder na 'n sterfeling. Hy is die weg, die waarheid, lewe, dit is volbring. Hy is die weg, die waarheid, lewe, dit is volbring. Hy is die weg, die waarheid, lewe, dit is
verskoon my. Matteus 26:53 sê Jesus, net voordat hy, of toe hy gearresteer word, sê hy, ek kan enige tyd 'n legioen engele of 6 legioene engele bring. Ek dink dit was 72.000 in daai terme. Kan ek enige tyd oproep om my te kom bevry. Ek stap uit vrye wil kruis toe. Romeine 12 vers 1 sê hy, en ek sal nou verduidelik hoekom ek die twee bymekaar sit. Sê hy, Here, of sê Paulus, hy sê, gee jouself as 'n lewende, heilige offer, wat vir God aanneemlik is, jou hele self, gee jouself. En dan dink ek, hoeveel meer wil 'n mens nie dalk wil gee, om vir die Here te sê, Here, vir wat U gedoen het uit vrye wil, stap U kruis toe. Wat anders kan ons doen, as ons onsself net volledig aan hom oorgee? Dis wie hy is. Dis die loyale redder, die loyale vriend, broer, God, wie hy is. Wil ons iets minder doen, as om onsself volledig aan hom net oor te gee, met alles wat ons wese oor te gee aan hom. En nou wil ek iets sê wat ek eintlik met versigtigheid sê, want ek is baie keer lig ek 'n wenkbrau as iemand vir my dit sê, maar 1990 Julie maand sit ek daar, ek en my vrou het mekaar ontmoet, ons is nie Namibiërs nie, maar sit ons daar in Namibië, daarby ons werk saam met groepe skoolkinders. Ek gaan op 'n stadium in een aand vir 20 minute lank. Alle eer aan die Here, ek weet nie wat dit, maar nietemin vir 20 minute lank sien ek regtig net so in my geestesoog hoe Jesus Christus aan die kruis hang. Ek het nog nooit so iets beleef nie, ek is heeltemal by my volle positiewe. Maar soos ek so draai, ek sien net hoe hang die Here aan die kruis, en so erg was dit, en so erg was dit, dat ek later vir die Here sê, asseblief stop dit. Ek kan dit nie verder aanskou nie. Maar die betekenis daarvan is, weet ek glad nie. Ek het nog nooit weer so iets beleef in my lewe nie. Maar wat ek daar gesien het, en dit was net geweldig. Soos ek sê, ek het vir die Here gevra, stop dit asseblief. En ek wil van daar af het 'n lied ontstaan. En ek wil aansluit by wat Paulus sê. Here, ek wil myself as 'n lewende offer bring, en ek sê dit nou met groot verantwoordelikheidsin vandag. Want ek gaan strenger geoordeel word daarop, dit wat ek verkondig. Maar mag dit waar wees in my lewe, en mag dit waar wees in jou lewe. Filippense 2 sê, Jesus het sy koninklike kleed agtergelos, en hy het aarde toe gekom, hy het as 'n diensknegt geslaaf gekom, dieselfde God, dieselfde Here wat by Horeb gesê het, niemand kan aan hierdie berg raak nie. Julle gaan gestenig word, julle mag nie naby my berg kom, dis dieselfde Here wat aan die kruis gehang het. En ek sê met verantwoordelikheidsin, waarvoor ek pa staan, Here, ek wil graag myself as 'n lewende heilige offer vir U bring. Dankie, Ethan. U het die ander wang gedraai, toe 'n vriend U kom verraai. Terwyl die sweet U rug vermink, het U steeds aan my bly dink. En ek weet, U was so baie bang, om aan die vloekpaal te gaan hang. Terwyl die engele U kon bevry, het U gekies om aan die kruis te bly. Vir my. En daarom wil ek vir U sing, myself as 'n offer bring, want in U pyn
U bly smeek vir my. Daarom wil ek vir U sing, myself as 'n offer bring, want U het U laat breek vir my. Die hemel verlaat en die wêreld gehaat vir my. En daarom wil ek vir U sing, myself as 'n offer bring, want U het U laat breek vir my. Sing, myself as 'n offer bring, want in U pyn het U bly smeek vir my. En daarom wil ek vir U sing, myself as 'n offer kom bring, want U het U laat breek vir my. En daarom wil ek vir U sing, myself as 'n offer bring, want U het U laat breek vir my. Ek voel my veilig hier teen U, deur boorde sy. Ek wil nou net besluit of ek nou 'n lied gaan doen of nie. Kom ons gaan aan raai. Ek gaan nie daai enetjie doen wat ek alleen doen nie, hoor. So ons kan voordat jy hom opsit. Ek gaan wie is die liefde? Soos my lewe gevorder het, 'n pad saam met die Here, het ek toe nou op 'n stadium so begin dink, maar ek het nou gearriveer as 'n Christen, en godsdienstkennis neem toe, skrifkennis neem toe, en ek het op 'n stadium het ek begin agterkom, ek meet mense en ek meet myself aan hoe goed ek die dinge doen. En daar het maar ook 'n hoogmoed in my lewe ingeslyp. As iemand nie daai ding so goed ken soos ek nie, dan is dit, jy weet, 7 uit 10, ek trek by 9 uit 10. Daai tipe dinge in my lewe pos gevat. En kyk, ek kom uit 'n fariseer agtergrond. Kyk, ek verstaan hoe werk 'n fariseer se kop. En dis hoekom Nikodemus by my so groot inslag gehad het. Al die goed reg gedoen het, al die godsdienst mooi weet uitgevoer het waar die mense my sien. Maar daai fariseer ding het so 'n bietjie weer teruggeslyp. Kyk, dalk het jy 'n ander kruis wat jy dra, maar dis die kruis wat ek moet dra. Ek glo my hele lewe lank is om authentic reg te wees in Christus en nie dat ek enigstens ek begin al hoe minder vir myself, minder en minder dink, soos Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word, ek minder. Ek kom agter, kyk, Bosman het niks om op te roem nie. Geensins nie. Maar ek het een ding begin agterkom wat ontbreek. En dis die liefde. 1 Korintiërs 13 sê, jy kan alles hê, jy kan al die kennis hê, al die godsdienst, al die goeders wat jy moet hê, al die mooi polite grants en noises. Maar as jy nie die liefde het nie, gaan jy streep deur al die goed trek. En liefde beteken nie ek aanvaar alles random wat na my kant toe kom nie. Dis 'n vrye liefde.
Die waarheid sonder liefde. Die waarheid sonder liefde. Dit bring opstandigheid. Die liefde sonder waarheid bring 'n vrye liefde, wat enigiets inkorporeer. Maar die liefde wat in waarheid leef, daar's Christus. Maar ek het besef, die liefde begin my ontbreek. So ek wil, die Here het met my regtig 'n pad ook daaroor gestap. En onthou, heiligmaking is 'n lewenslange proses. Die Here kom ons, die dag as ons kom haal, is ons eers volmaak. Maar my gebed is dat ek mense deur die oë van Jesus Christus sal sien. Deur sy liefde. En sy liefde sal behandel en aanskou. Ek wil sommer iets sê oor 1 Korintiërs 13. Dis maar 'n verwerking daarvan, maar ek wil amper sê in moderne taal geskryf. Wil ek vir ons ietsie sê daaroor. Dankie. Liefde hê is meer as net om dit te sê. Is iets wat jy in jou moet hê. Is iets wat gee sonder om te neem. En liefde is iets wat wil eerder as om te moet. Het sal nie verkoel, al word het nie vergoed. Is iets wat gee, meer as bloed uitleen. Is dat wat die kwaad in hom kan vergeet. Is meer as net gevoel. Ja, dit is iets wat jy weet. Die onreg teen hom kan hy gou vergeef. Want liefde sê, ek wil soos Jesus leef. Liefde maak 'n wond gesond, waar hy seer bly teer. En liefde lê nommer eindigende weer probeer. Is iets wat 'n ander se las wil dra. En liefde sê meer as wat 1000 woorde kan spreek. Dit maak 'n harde antwoord week. Dit sien 'n behoefte sonder om uit te vra. Dit kan 'n slegte deel van 'n ander een aanvaar. En liefde sê, ek gooi jou nie weg, as jy my nodig het, dan is ek daar. Stel belang in hoe jy dinge ervaar. Dit sê, ek sal ook jou hart, soos my eie bewaar. Waar mense blywend aan mekaar se behoeftes voldoen, sal daar 'n band ontstaan wat nie kan breek. Die liefde kry eers waarde as dit iemand bedien, want die liefde word eers waar as jy dit kan sien. Kan 'n slegte deel van 'n ander een aanvaar. En liefde sê, elke dag, elke uur, elke oomblik is ek daar. Dit stel belang in hoe jy dinge ervaar. Dit sê, ek sal ook jou hart, soos my eie bewaar. Dit sê, ek sal ook jou hart,
soos my eie bewaar. Sê ek sal ook jou hart soos my eie bewaar. Hier moet ek nou net so 'n bietjie 'n lang storie vertel. Ons het ons eersteling gekry. Ons seun was ons eersteling. Ons het 3 kinders, 2 dogters en 'n seun. Ons is dankbaar vir ons kinders. Hulle is lief vir ons, dink ons. Ons is baie lief vir hulle. Maar ons eersteling is gebore met 'n klomp orgaandefek. Ek wil nou nie lang stories daaroor praat nie. Vandag gaan dit goed met hom. Hulle het ook twee kinders. Maar daar's maar letsels wat hy mee saamgekom het deur sy lewe wat hy ook moes aanvaar. Maar hy het deur baie trauma gegaan. Baie trauma. Daar baie pyn. Sy eerste 5 jaar was moeilik. As ek nou dit klink nou miskien nie waar nie, maar hy het op 'n stadium ook 'n oop hart operasie gehad. Dit was 'n kinderpiknik. Ek oordryf nie. Teenoor dit wat ons deur is met hom, die eerste 4 jaar van sy lewe. 'n Paar goed het by my opgekom en dis nou rede hoekom ek die storie vertel. 'n Paar goed het by my tuis gekom, by my vrou tuis gekom oor die jare terwyl ons in hierdie situasie was. Ag mense, kom ek onderbreek, maar hier's dalk van julle wat soortgelyke verhale het en erger. Ek wil maar net ons kant vertel, dit wat by my ons tuis gekom het van God die Vader. En een daarvan was dat ek onthou ek moes help om seer te maak. Wat ek bedoel is, dan moet ek hom aan sy voete vashou op 2 jaar, dan moet ek hom skud dat hy huil, sodat hy hard genoeg huil dat die are in sy nek druk, sodat kan uitpop, sodat hulle, ekskuus vir die grafika, en dat hulle naalde nou in sy nek kan indruk. En dan ek weet sulke goed. Dit was amper vir my erger as die operasies waardeur hy is. En op 'n stadium was hy 21 dae, as 'n 2-jarige sonder kos of water. Hy het drups gekry, so sy nutrisie is aangevul, maar 21 dae. Nou ek meen los nou jou kleuter vir 2 dae sonder water. Sy lippe bars, bloed loop. Hy sê pappa ek's dors, pappa dors. Dis dag 3 dink ek. So gaan ons aan vir 21 dae. Hou ek sy hand vas. Kyk, hy later te seer om te huil. Ag, jy weet, dit was net 'n bad trip gewees. En dan pappa water, kos, en sê ek nie ek's lief vir jou. Ek's lief vir jou, kan nie vir jou gee nie. Nou daai goed het by my kom spook vir jare. Jy weet daai ding, maar weet julle wat, het die pen by my gedrop. My vader instink wou graag in sy plek wees daar waar hy lê op die operasietafels. My vader instink wou sê ek wil op sy plek daar lê in die bed. Ek wil dors kry namens hom. Ek wil dat hy dit gespaar bly. En ek het by myself begin wonder. Dis net wonder. Dit staan nou nie in die skrif nie, maar ek het begin wonder as my vader instink wat broos en onvolmaak is. Dit wil hê dat ek my kind dit wil spaar. Is dit nie dalk so dat God die Vader dalk sy seun dit ook wou spaar nie? Hulle het hierdie plan uitgedink, onthou? Maar hoe sou hy die Vader nie gevoel toe sy kind sê, my Vader, waarom het hy my verlaat? Ek het by my kind gebly, ek en my vrou het die hele tyd by ons kind gebly. Ons het hom nie verlaat nie. En dit is wat Johannes 3 vers 16 by my tuis gebring het, want so lief het God die wêreld gehad, dit is sy seun. Nie 'n legioen engele nie, nie 'n klomp galaksies nie, sy seun gegee het. Verstaan julle die liefde van die Vader? En Jesus het 'n geweldige prys betaal.
Ek dink die Vader het ook 'n geweldige prys betaal. 'n Ander soortige prys. Ek wil sommer graag ietsie sê oor dit wat by in my hart tuis gekom het, in die hele trip. Ek onthou daar die eerste oomblik, toe jou oogies myne vind, toe jou handjie binne myne lê, en ek weet, jy's my eie kind. Ek onthou toe ek al jou tone tel, net seker maak alles is daar, maar ons God het jou perfek borduur, en in die moederskoot bewaar. Ek onthou daar die eerste keer toe jy onsself wou begin te eet. Hoe jy ewe dom jou eie vingers kou, want jy het jou hand in jou mond vergeet. Ek onthou jou eerste tree so goed, op jou eerste papa woord. En toe my werksverslag jou kunswerk word, het jy nog steeds aan my hart behoort. Hande raak en oë ontmoet, word dinge gesê wat jy in woorde nie vind. Waar hande raak en oë ontmoet, word harte geruil tussen pa en kind. Ek onthou daar die tye in die hospitaal, hoe jy soveel, so lank moes ly. Hoe jy kort sê, papa, voel die seer, en ek bid, gee sy pyn vir my. Onthou, ek moes help om jou seer te maak, hoe ek wens, ons kon plekke ruil. Soos jou bekkie weer, deur die zwaai deur gaan, het ek meer, as jy gehuil. Hande raak en oë ontmoet, word dinge gesê wat jy in woorde nie vind. Waar hande raak en oë ontmoet, word harte geruil tussen pa en kind. En ek onthou jou gesiggie teen my wang, 'n gewonde pa en seun. En al hou ek jou vas, en weet jy voel verlaat, en hierdie pad loop net jy alleen. Waar hande raak en oë ontmoet, word dinge gesê wat jy in woorde nie vind. Waar hande raak en oë ontmoet, word harte geruil tussen pa en kind. Daar's 'n pa wat doof moes wees, toe die houe op sy kind kom reën. Daar's 'n pa wat sy oë moes sluit, vir die spatters, deur vlees en been. Daar's 'n pa wat sy rug moes draai, toe die spies sy kind deurboor. Hierdie pa moes sy kind verlaat, toe my sonde sy kind vermoor. Waar hande wou raak en oë nie kon ontmoet, dinge gebeur wat teen woorde nie vind. Waar hande wou raak en oë nie kon ontmoet, is daar 'n pa wat moes kies tussen sondaar of kind.
het 'n pa sy kind verloor, sodat ek hom kon vind. Die lied is nie bedoel om enigstens onsensitief te wees teenoor mense wat al deur baie erger gegaan het nie. Ek het nog nie in 'n gemeente gekom waar iemand ook nie nog nie 'n kind ook aan die dood afgestaan het nie. En ek weet dit is nou 'n swaar oomblik miskien, maar ek weet nie hoe dit moet wees nie. Ek was nie nog nooit daar nie, mag ek nooit daar kom nie. Maar ek wil maar net sê wat die Here op my hart kom lê het oor die Vader se liefde. Ek wil teruggaan na Romeine 12, vers 1 en 2. Wat Paulus ook sê, hy sê in Romeine 1 vers 1, hy sê, ek dink in die 2020 vertaling, ek wil God met my hele wese kom dien, is nou ook betrekking op die lied van nou, maar met sy hele wese. Die oorspronklike betekenis daarvan is hier in die diepste kern, daai ding wat jy amper nie kan pyl van waar het vandaan kom nie, dis die diepste wese. En dan vra ek vir myself, waar trek ek wat dit betref? Nie met werke, of ek bedoel, ja, dit figureer in werke, om met die Here te loof en te aanbid, en om hom dien op sy terme. En met al my gebreke, kyk, ek is oorbewus van my gebreke, maar met al my gebreke, dan dink ek, Here, solank ek net U uit met my diepste wese kom aanbid vir wie U is, U sal my help, dat ek daar kom met die res. Maar mag my hart regtig oorgegee wees aan U, met alles wat ek het. Dit is my begeerte, en mag jy ook daai begeerte hê. En ek dink die woorde gaan ook hier verskyn. Dis eintlik veronderstel om so effens van 'n saam sing lied te wees. Miskien sal jy die koorgedeelte begin vang, maar kom ons sing. Dis die voorlaaste lied. En daarna sluit ons af met 'n bekende lied. Ek wil so graag verwoord ek hier binne in my karwei, ek wil so graag kan sê, wat so swaar op my hart bly lê, ek wil so graag vertel, wat ek hier diep in my beleef, maar in U te loof, voel of ek U beroof, met my woordeskat so min, so graag uitdeel, alles wat ek by U leer, my Heer. Ek wil so graag kan sê, wat so swaar op my hart bly lê. Ek wil so graag iets doen, om my dankbaarheid te wys. Maar bring ek my deel, asof ek U besteel, want 'n leeftyd is te min. Al verward, bring ek my hele hart in hierdie lang en lompe sin. Ek bring my hele wese hier, elke sel, elke denkpatroon en meer, voor U, my God, my rots, my hoof, want ek wil my Here met alles in my loof. Ek bring my hele wese hier, elke sel, elke denkpatroon en
meer. Voor U, my God, my rots, my hoop, want U wil my Here, alles in my loop. Ek bring my hele wese Heer, elke sel, elke denkpatroon en meer. Voor U, my God, my rots, my hoop, want ek wil my Here, by alles in my loop. Ek bring my hele wese Heer, elke sel, elke denkpatroon en meer. Voor U, my God, my rots, my hoop, want ek wil my Here, met alles in my loop. Want ek wil my Here, met alles in my loop. Want ek wil my Here, met alles in my loop. Kan ons staan? Dan sluit ons af met 'n loflied. Nou, daar gaan seker tussenposietjies wees, as jy wil oorgaan na die volgende sin toe. Ek dink julle gaan hom by so 2 reëls gaan julle ontvang. Ons gaan so 'n bietjie wag, en dan kom die volgende reël. Wag, die volgende reël. Grote God, aan U die eer en wag. Heerlik is waar U regeer en wag. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en so 'n bietjie hoër. see.
Ons ontvang die seën van die Here. Here, mag u vrede en u genade oor ons wees, u barmhartigheid, mag u vir ons bewaar, waar ons gaan op ons pad, ook in hierdie week. Mag u gestalte al hoe meer en meer sigbaar word. U wat alles vir ons kom doen, ons bemagtig, Here, u wat in ons lewe. Mag ons gehoorsaam lewe aan u. Mag ons vir u lief hê met ons hele hart, siel en gees. Amen. Baie dankie julle. Dankie dat julle my ontvang het, my genooi het. Groot waardering.